Digtheid, massa en volume. Kyk, hulle werk saam. So, die kilogram klippe en 1 kilogram vere, wat is swaarder? Alles dieselfde. Kyk, hulle altyd weeg dieselfde, want altyd is 1 kilogram. Kyk, maar wat is gaan sink? Die klippe. Die 1 kilogram klippe gaan sink en die vere gaan? Dryf. Vere gaan dryf. Kyk, so hier is my klip, wat gebeur as ek hom in die water sit? Sink. Hy gaan sink. Kyk, nou vat ek my veer. Hy gaan? Dryf. Dryf. Kyk, dis digtheid. Kyk, so net vanaf nou, van dit wat jy nou gesien het, jy die demonstrasie. Wat kan jy aflei is digtheid, waartoe gaan ons? 'n voorwerp sing en 'n voorwerp dryf. Kyk, so dit gaan bepaal, so digtheid bepaal of die voorwerp gaan sink en of hy gaan dryf. Verstaan jy nou daai? Kyk, dis wat ons beweeg. Kyk, maar eers, kom ons praat oor massa. Kyk, so alles in die heelal, alles wat jy sien rondom jou, bestaan uit materie. Kyk, klein deeltjies. Kyk, so jy sê so, enige voorwerp, kyk wat jy sien, nee, materie, het massa en volume. So dit neem spasie op. Okay, so as ek hier staan, okay, ek neem volume op. So as ek uit die kamer uitgaan, gaan die kamer voller of leeg wees, of dieselfde wees as ek hier in bly. Okay, die kamer gaan leeg wees. Okay, omdat ek spasie opneem. Okay, weeg ek iets. Ja. Okay, ek het massa. Ek het volume. Okay, so alles wat jy sien rondom jou wat uit materie bestaan, okay, het massa en volume. Okay, nou, die hoeveelheid materie wat 'n stof bevat, dit is massa. Dis massa se definisie. Dis die hoeveelheid materie 'n stof bevat. So hoe meer materie jy het, Meer massa. hoe meer massa. Verstaan jy wat? Okay. So massa word gemeet in gram of in kilogram. Okay. Nou, interessante feit. As iemand vir jou vra, wat is jou gewig? Okay? Hoeveel weeg jy? Jy weeg nie 40 kilogram nie. Kyk, jou massa is 40 kilogram. Jou gewig is byvoorbeeld 686 Newton. Kyk, so gewig, sal dit later leer, maar gewig, dit is die aantrekkingskrag wat die aarde op jou of op 'n voorwerp uitoefen. Kyk, dis wat gewig is. Kyk, so massa, okay, is hoeveel, dit is die hoeveelheid materie in jou liggaam is. Kyk, so wat is die definisie van massa nou weer as ek net teruggaan? Dit is veel, dit is volume. Kyk, onthou, massa is die hoeveelheid materie 'n stof bevat. Kyk, so, nou ek het, my materie bly dieselfde. Nou staan ek op die aarde. Kyk, my massa is 70 kg, want my materie in my liggaam sê ek is 70 kg. Okay, maar my gewig is 686 Newton. Okay. Nou as ek op die maan gaan staan, het ek 'n been verloor. Okay, so my materie, wat het met my materie gebeur? My deeltjies. Dieselfde gebly. So wat is my massa? Dieselfde. Okay, so my massa, okay, wat is massa? Die hoeveelheid materie, okay, wat hier in die voorwerp is, okay, het dieselfde gebly. So ek nie nou eers op die maan groter of kleiner geword nie, verstaan jy? Okay, ek bly dieselfde, ek is dieselfde uit. Okay? Maar die aantrekkingskrag wat die maan op my het, gaan anders wees. So my gewig gaan verskil, verstaan jy? Ja. Okay. Nou kom ons by volume. Okay, soos nou gepraat, okay, materie. Okay, wat is die twee goed wat materie het? Massa en volume. Massa en volume. Okay, so alles wat jy sien rondom jou het massa en het volume. Okay. So, alles neem plek op. Niks kan net hier wees nie. Okay. Sê my saam? Ja. Okay. So, as ons nou hier is tafels. As ek ander tafels pak, gaan die kamer dieselfde bly of gaan hy vol raak? Gaan vol raak. Hoekom? Want dit is materie en materie het? Massa en? Volume. Okay. So, volume is 'n definisie. Dis die hoeveelheid ruimte wat 'n voorwerp opneem. Okay, so dis nou baie belangrik. So massa het ons gesê, dis die aantal materie wat 'n voorwerp besit en volume is die hoeveelheid ruimte wat hy opsit. Okay, verstaan jy? Ja. Okay, dit bly dieselfde. Okay, so dink nou aan as ek hierdie tafel vat. Ek sit hom hierso. Okay.
Sy materie bly dieselfde. Hy weeg dieselfde. As ek hom nou op die maan gaan sit, so kom nou op 'n ander planeet, verstaan jy? Die tafel gaan nou eerskielik minder deeltjies of meer deeltjies hê, verstaan jy? Ja. Okay. En hy gaan ook nie meer of minder plek nou opvat nie. Hy hou dit bly dieselfde. Okay, dit is sy materie. Okay. So, vaste stowwe en vloeistowwe het vaste volumes. Verstaan jy dit? Ja. Okay. Maar gasse het, so, as ek nou hierdie bak vat, kyk nou hierdie bak. Ek het nou water in hierdie bak gegooi. As ek ander water in daai bak gooi, okay, wat gaan gebeur? Gaan vol raak. Het gaan vol raak en dit loop oor. Okay, want vloeistowwe het vaste volume. So dit neem plek op. Vaste stowwe, soos ek aanhou klippe in daai bak gooi. Okay, gaan die bak vol raak. Ja. Yes, want hy het 'n vaste volume. Nou gas. Nou imagine, dit is 'n groot bak voor jou. Okay? Sit vir my gas in daai bak. So hoe gaan ek gas in hierdie bak sit? Jy maak so. Ek sit nou gas in die bak. Okay? Maar gaan die bak vol raak? Nee, Nee. Hoekom nie? want gas het nie volume. Gas het volume. Gas is hier so. Okay? Gas het nie 'n vaste volume nie. Voor. Okay, so dit vaste volume is as ek nou die water in gaan gooi. Die water gaan nou bly. Okay. Maar as ek gas daar gaan sit, dit gaan nee, verstaan jy? So gas beweeg heeltyd rond omdat daar deeltjies se kragte nie sterk is nie, verstaan jy? Ja. Okay. Nou, ons het gesê massa word gemeet in Kilometer en gram. kilogram en gram en kilogram. Okay. Volume word gemeet in kubieke meter en kubieke sentimeter. Okay. Nou, hoekom kubieke? Hoekom daai 3? Volume. Okay. Kyk hier. So, as ek die volume van iets wil kry, okay, moet ek 3 verskillende aansigte of areas van daai voorwerp meet. So ek moet meet hoe hoog is hy. Dis 1. Ek moet meet hoe lank is hy. Dis 2. En ek moet meet hoe breed is hy. Dis 3. Dis hoekom daar 3 is. Dis hoogte maal lengte maal breedte. En dis hoekom dit 'n 3 op daarbo staan. Dis hoekom dit kubieke is, verstaan jy? Ja. Okay. Nou kom ons by digtheid. Okay. Nou digtheid, as jy hierdie verstaan. Digtheid is die verhouding van die massa en die volume. So ons het net gepraat oor massa, ons het net gepraat oor volume. Digtheid is die verhouding van die twee. Okay. So die massa van die voorwerp het 'n invloed en die volume het 'n invloed. Verstaan jy dit? Ja. Okay. So, digtheid. Ons het gesê digtheid, dit is die verhouding tussen die massa en die volume van 'n stof. Okay. Soos nou gesê, massa, hoeveelheid materie in die stof is. Okay, en volume is hoeveelheid ruimte wat hy opneem. Okay. Ons kan digtheid kry, okay? Daar's 'n formule vir ons. Ons kan digtheid kry as ons die stof se massa vat en sy volume vat en ons deel hulle met mekaar. Okay. So hier is die formule, so dis digtheid is gelyk aan massa op die voorwerp se volume. Okay. So massa gedeel deur sy volume. So dan het gesê massa word gemeet in wat? Kilogram. Ja, kilogram en Gram. gram. En volume word gemeet in Kubieke centimeter. en kubieke meter. kubieke meter. Mooi. Okay. So, interessante ding. So as ons dan kyk hier na die definisie. So digtheid is die hoeveelheid massa, okay, van 'n stof, die hoeveelheid massa in 'n spesifieke volume. Okay, so het jy nou gehoor hoe sê ek massa en volume in digtheid se definisie? Ja. So dit sê vir jou massa en volume het 'n verhouding met mekaar. Okay. Nou, hoe kan ek daai definisie onthou? Die hoeveelheid massa in 'n spesifieke volume. Okay, hoe kyk hierso. Okay. Massa in 'n spesifieke volume. Maar lyk dit nie bekend nie? Dit doen. Okay, so nou as jy die formule ken, kan jy die definisie ook ken. Okay, so nou ken ek die formule. Ek weet die formule lyk so. Digtheid is gelyk aan massa op volume. Maar hoe onthou ek die definisie? Massa In. in 'n spesifieke volume. Okay, easy. Ja.
Okay. So, ons het nou gesê, volume en massa is in verhouding met mekaar met digtheid. So nou kom ons dink gou, waarom word digtheid dan gemeet? As massa in gram en kilogram en volume in kubieke meter en kubieke sentimeter. Waarom gaan digtheid dan gemeet word as die twee mos nou saam is? Kubieke. Ja, want hulle is nou saam, soos met nou. Wat doen met daai, ons sit nou massa en volume saam. Ja, maar zo. Soos nou sê ons byvoorbeeld kilogram per Kubieke. meter of gram per kubieke sentimeter. Verstaan jy nou? Okay, soos moet hulle nou saam sit, omdat massa en volume in 'n verhouding is met mekaar. Okay, verstaan jy nou? Ja. Okay, beautiful. Nou, ons het net gesê wat is massa en volume en hoe hulle 'n verhouding het met mekaar en wat 'n invloed dit het op digtheid. Nou kom ons by die verskillende fases, okay? En hoe die fases 'n invloed het op die stof se digtheid. Okay. So, verskillende fases. Wat noem hy die 3 fases van materie? Vaste stof, vloeistof en gas. Vaste stof, vloeistof, gas. Okay. So hulle almal, okay, al 3 daai fases het 'n invloed op die voorwerp se digtheid. Okay. So, logies. Ek het suurstof, ek het olie en ek het 'n klip. Gas, vloeistof, vasstof. Wat se een gaan sink in water? Klip. Die klip. Wat se klip? Hy's 'n Vaste stof. vaste stof. Wat gaan met die olie gebeur? Gaan dryf. Hy gaan dryf. En die olie, die gas, Gaan. dit kyk, so wat sê dit nou vir jou? Wat kan jy nou aflei? Wat gebeur met die fases? Wat gebeur met die fases? As 'n vaste stof meer van dit is dit swaarder. 'n Vaste stof, okay, se digtheid is hoër as 'n gas en 'n vloeistof se. Okay. So hoe hoër sy digtheid, hoe meer geneig is hy om te sink. Okay. Kyk, verstaan jy? Kyk, so oor die algemeen, okay, daar is 'n paar uitsonderings, maar oor die algemeen is 'n vaste stof meer geneig om te sink as wat 'n vloeistof is. Okay. So onthou dit nou. Okay. So, fases beïnvloed die digtheid van materie. Ons het net gesê die 3 verskillende fases beïnvloed nou hierdie ding se digtheid. Okay. Gasse is minder dig as vloeistowwe. So wat beteken dit? As ek sê gasse is minder dig as vloeistowwe. Hy gaan So wat van daai twee, gas of vloeistof, is meer geneig om te sink? vloeistof. Vloeistowwe, want hy is meer dig as die gas. Okay. En dan vaste stowwe is meer dig as vloeistowwe. So wat sien gaan sink? Vaste. Die vaste stof. Okay, verstaan jy nou meer? Okay. So, maar hier is 'n uitsondering. Soos net gesê, vaste stowwe is meer geneig om te sink want sy digtheid is hoër as vloeistowwe sin. Okay. Maar nou ys. As jy ys in 'n glas gooi, gaan dan ys daaronder gaan lê. Nee. Die ys gaan dryf. Okay, verstaan jy nou? Ja. Okay. So daai ys wat dryf, hoekom dryf hy? Maar hy's aan 'n vaste stof. Want hy kan net maklik in 'n vloeistof verander. Okay. Want ys, okay, was in vloeistoffase is hy water. Okay. Maar toe gaan hy nou oor, nou is hy vaste stof. Okay. Nou daai vaste stof gaan nie sink nie, okay? Omdat daar spasies, ligdeeltjies tussen daai vaste stof is, tussen daai ysdeeltjies, is daar ligdeeltjies ook. Okay. En daai ligdeeltjies veroorsaak dat hy dan dryf. Verstaan jy hoe die uitsonderings inkom? Ja. Okay. Nou, ons het gepraat, digtheid en hoe die verskillende fases, okay, so gas, vloeistof, vasstowwe 'n invloed het. Maar nou kan die selfde fase, so vaste stof, om met verskillende materiale 'n invloed hê. Okay. So brood en 'n baksteen. Okay. Wat sien se kragte is vir jou sterker? Die baksteen. Die baksteen. Okay. So kan jy 'n baksteen met jou hand so breek? Nee, jy kan. Jy kan nie 'n baksteen met jou hand so breek nie. Okay. Kan jy brood? Ja. Ja. Okay. So, wat sê dit vir jou van die baksteen se kragte? Dat hy sterker. Die baksteen se kragte is sterker as die brood se. Okay. En dis hoekom die baksteen swaarder is en meer geneig is om te sink. Okay. So, sommige materiale, okay. So hierdie is nou vaste stowwe. Okay, of dit kan ook net vloeistof wees.
Maar ons kyk nou na dieselfde fase. So nou, ons kyk nou net na vaste stowwe. Okay. So hierdie vaste stowwe bestaan uit verskillende materiale. Okay. Kan 'n lae of 'n hoë digtheid hê. Okay. So, brood het 'n lae digtheid, byvoorbeeld nou. Okay, so dink eraan as jy nou vir voëls of vir eende voer op water. Wat gaan as jy die brood op die water gooi, gaan die brood sink? Ja. Die brood dryf. Okay. Want die kragte tussen daai brood is nie sterk genoeg nie en daar lê ook gasdeeltjies tussen die brood se deeltjies omdat sy krag nie so sterk is nie. En dan in daai spasies lê gas en daai gas hou bo. Okay. Maar die baksie se kragte is baie sterk aan mekaar. Dus kom ook aan minder spasie is en dan sink hy. Verstaan jy? Ja. Okay. So. Nou het ek 'n klip hierso. Okay. So wat ek gesê, is sy kragte sterker of swakker as die walsin? Sterk. Okay. So stem jy saam op is vaste stowwe. Ja. Okay. Maar hierdie een se kragte sê jy is sterker. Ja. Okay, so wat gaan met die klip gebeur? Hy gaan Sink. Okay. Okay, is reg. Maar nou hierdie cricketbal. Hy is ook 'n vaste stof en hy swaar, okay? Hy weeg amper dieselfde as die klip. Maar as ek hom in die water sit, wat gaan met hom gebeur? Gaan ook sink. Ja, hy gaan sink. Okay, hy gaan dryf. Hoekom? Want sy kragte is swakker. Okay. Die materiaal, okay, soos ek sê, die verskillende materiale, sommige materiale verskil. En dit kan of 'n hoë of 'n lae digtheid hê. Okay, so ons gaan nou by die 3 redes kom. Okay, hoekom hy gesink of hoekom hy gedryf het. Okay, en wat 'n invloed het. Maar jy weet net, okay, dat materiale 'n lae of 'n hoë digtheid kan hê. Okay, so dit verskil nou. Maar ja, die baks of die klip se kragte is sterker, okay? En hy is dalk swaarder as die bal. Dit kan ook wees. So as die bal dalk bietjie swaarder was, sou dalk gesink het. Of as hy dalk uit 'n ander materiaal was, sou dalk gedryf het. Verstaan jy? Ja. Okay. Nou, hierdie bal. Okay, gaan hy sink of dryf? Hy gaan dryf. Hy gaan dryf. Hoekom? Jy weet nou 'n uitsondering. Hy is nou 'n uitsondering. Hoekom? Ons materiale is Okay, hy is anders te materiale, ja. Maar as ek nou hierdie bal oopsny, wat's binne hom? niks. Daar kan niks binne hom wees nie. Daar's iets binne. Lig, gas. En wat is meer dig? Gas of water? Wat? Water. So wat gaan met die gas gebeur? Hy gaan Dryf. dryf en dis kom die bal dryf. Want daar's gasdeeltjies binne die bal. Verstaan jy? Ja. Okay. So nou hout byvoorbeeld, okay? So houtdeeltjies, verskillende materiale, okay? Is meer geneig om te dryf. Okay, as metaal. Want metaal se deeltjies is Meer dig. sterker gepak, okay? As houtsin. En tussen houtdeeltjies gaan lê daar klein stukkies lig. Omdat sy krag nie so sterk is. So kyk nou hier voor. Wat was hy? Okay. So, hier is nou 'n baksteen. Kan jy sien hoe sy deeltjies sterk aan mekaar gepak is? Ja. Okay. So daar is nie eintlik plek vir gasdeeltjies om te gaan sit nie. Okay. Maar hier is hout. So is nog steeds 'n vaste stof. Hy hou nog steeds 'n vorm. Okay. Maar daar's ek sien 'n spasie daar, ek sien 'n spasie daar. En in daai spasies gaan sit lig. En daai lig veroorsaak dat hy dryf. Okay. Nou, hierdie 3 goed is die belangrikste van digtheid. Okay. So, digtheid van verskillende stowwe hang af van hierdie 3 goed. So hierdie 3 goed het die grootste invloed op die stof se digtheid. Verstaan jy? Ja. Okay. So, die massa van die deeltjies. Okay. So, hoe swaarder die stof, wat gaan met hom gebeur? Gaan sink. Hy gaan sink. Hoe ligter? Hy gaan dryf. Hy gaan meer geneig wees om te dryf. Okay. So die massa, so hoe swaarder, hoe meer geneig is hy om te sink. Okay. So verstaan jy nou hoe massa invloed het op hom? Ja. Okay. Nou wat is saam met massa in 'n verhouding nou weer? Volume. Volume. Okay. So die spasies van die deeltjies. Okay. So as daar meer gapings is tussen daai deeltjies. Okay. Dan wat gaan sit in daai gapings? Lig. Lig. Okay. So, daai lig wat veroorsaak gebeur met wat gebeur met die stof? Hy gaan dryf. Hy gaan dryf. Kyk, want daai lig is ons nou minder dig as water en dan speel die kyk, verstaan jy? So, hoe meer spasies, hoe meer geneig is hy om te Dryf. dryf. Hoe minder spasies,
Hy gaan sink. Okay. Nou kom ons by die tipe deeltjies. Okay, so hierdie verwys meer terug na waar broodbaksteen toe. Okay. So die tipe deeltjies. So hoe sterk is die kragte tussen die deeltjies? So hoe sterker die kragte, meer geneigd om te dryf. hoe meer geneig is hy om te sink. Okay. So dink geraan, die kragte tussen 'n baksteen. Ek wil sê jy kan nie 'n baksteen so breek nie, nê? Maar jy kan 'n brood so breek. Okay. Want die brood se kragte is nie so sterk soos die baksteen se nie. Okay. So hierdie drie goed het die grootste invloed op die digtheid en dit bepaal die digtheid. Okay, so noem gou weer die drie. So, Spasies. die spasie tussen die deeltjies, wat van daai spasies? As er meer spasie is, gaan hy meer geneigd is om te dryf. Hoe meer spasie in daai spasies gaan sit lig en dan is hy meer geneig om te dryf. Wat is die ander? Massa. So hoe swaarder hy is, meer geneigd om te sink. Okay, en dan die laaste een? Tipe. Die tipe deeltjies. Okay, dit is kragte tussen die deeltjies. Okay. So, vinnige vraag. Okay. Hoekom sal 'n stomp van 100 kg dryf, maar 'n klein klippie van 500 gram sal sink? Sy deeltjies is nader aan mekaar. Okay. So nou vra ek vir hierdie vraag. Okay. Wat is die drie goed waarna jy verwys? Hierdie drie goed. Spasies. Okay. So, eerste ding, massa. Is die stomp swaarder of ligter as die klip? Mens ligter. Die stomp. Nee, swaarder as Die stomp is al 500 kg of 100 kg. Okay. So hy is swaarder as die klip. Maar hoekom sink hy nie? Okay, so dit maak nie sin nie. So kom ons los massa. Okay. Spasie tussen die deeltjies. Okay. Kom ons dink nou so aan. So ek weet hout daar kan spasies tussen die huis wees, né? Okay, is daar spasie tussen die klip? Nee. So as ek my klip sal sink. Maar nou in daai spasies van die hout gaan lê daar lig en dis hoekom die hout dryf. Okay. So dis hier gaan vir my verduidelik. Jy kan sê in daai hout se deeltjies is die spasies groter die spasies tussen die deeltjies is groter. In daai spasies gaan sit lig en dit veroorsaak dan dat die digtheid van die stomp laer is as die water. En dis hoekom hy sal dryf, maar die klein klippies sink. Okay, verstaan jy? Ja. Okay. Maar nou kom ons by die gevolge wat digtheid op ons wêreld kan hê. Okay. So. Hier gaan 'n skip. Okay? Hy vaar oor die see. Okay? Nou breek hy. En al die olie van daai skip lek uit. Okay. Daai olie. Okay? Vinnig, as jy dink. Is olie meer of minder dig? Minder dig as water. Want hy dryf op water. Okay. So nou daai olie. So nou val dit uit die skip uit, want die skip het nou gebreek. Wat gebeur met daai olie op die see? Hy dryf op die see. Okay, verstaan jy? Ja. Okay. Maar nou, daai kan dan 'n invloed hê op ons hele wêreld. Okay, en dit kan ons negatief impak. Okay. So, nou dryf daai olie. Okay, op die see. Okay. Wat dink jy is een van die goed? So wat kan eerstens met daai olie gebeur? Die see kan dit uitspoel en dan? Nee, hè? Dit is versprei. Waarna toe spoel die see die olie uit? Verder. Op die land, die strand. Kyk, so, daai see kan die olie versprei oor die see of op die land en dan besoedel dit ons land. Kyk. Nou van daai besoedeling kan diere doodgaan, jy sê's reg. Okay. Nou, die ander een, okay, is hierdie voëls byvoorbeeld. So nou kom 'n voël, okay, en hy gaan vlieg. Nou word sy vere vol olie. Okay. Wat gaan met hom gebeur? Hy gaan sukkel om te vlieg. Hy gaan sukkel om te vlieg. Okay. As hy sukkel om te vlieg, gaan hy nie kan eet nie, okay? En dan gaan hy doodgaan van die hongerte. Let baie mooi op, ek nie gesê hy gaan verdrink nie. Daai voël is nou vol olie. Hoekom gaan daai voël nie sink nie? Want hy weeg nie soveel nie. As daai voël daar gaan lê, gaan hy sink. Maar hoekom as hy nou vol olie is, gaan hy dryf? Want die olie is rondom. Want die voël is nou vol olie en daai olie op hom help hom dryf. Verstaan jy? Ja. Kyk. Daar's nog 'n gevolg. Kyk. Daai olie
versprei ons nou so op die see en dit gaan lê net daarbo. Wat is aan die onderkant van die see? Visse en diere. Okay, maar as 'n vis sien, hier's 'n swart ding bo hom, gaan hy net wegswem. Wat is daar onder op die see? Sand. Sand. Oh, well done. Kyk, nog. Koraal. Wat is koraal? Dit is 'n Plant. plant. Hoe eet plante? Deur om Hulle fotosinteer. Okay, hulle maak hulle eie kos, hulle fotosinteer. Kan 'n plant fotosinteer sonder sonlig? nee. Nee. Hierdie olie blok die sonlig van bo af. Nou kan daai koraal nie fotosinteer en kry nie kos nie. Ja. Verstaan? Kyk. Laaste gevolg. Kyk. Het jy al melk gevat wat suur was? Okay? Ja. En dit in jou papbord gegooi. Ja. Okay. Wat is die heel eerste ding wat uitval? Die sand. heel grootste klont in daai melk val eers uit. Kyk. Hoekom? By dryf. Kyk. Want daai klont, okay, toe daai melk nou suur raak, toe skei dit nou. Toe skei dit uit die melk van daai klont en daai room, okay? Maar hoekom is die room bo? Sy digtheid is minder. Die digtheid van die room is minder as die digtheid van die melk. En dis hoekom hy gaan dryf. Verstaan jy? Ja. Okay. Nou, dis dit.